Goeiemôre almal. Net aan die eise ook geluk met nog 'n klein kind, gister gebore. Nog 'n seentjie, baie geluk vir julle ook. Ons gaan nou saam mekaar sing. Nou die besoekers wat hier is, julle sal hoor, ons sit nie vandag georgel, ons is so elke tweede Sondag die voorreg om begeleiding te kry. Maar ek wil daarom dit met julle deel. Mense wat so nou aan die ons besoekers is uit 'n ander gemeente sê, hulle is so bly om te hoor ons sing nog. Want hulle luister, daar waar hulle is, luister hulle maar hoe die ons vir hulle voorsing. So ek is dankbaar, al is dit baie keer 'n bietjie vir 'n ou moeiliker om sonder begeleiding te sing. Ek dink ons gemeente se sang het baie verbeter vandat ons a cappella sing. So kom ons hou daarmee voort, ons sing uit volle bors, want dit is tot eer van die Here. Ons gaan saam mekaar nou sing lied 393. 393 vers 1, 2 en 3. Met hierdie lied fokus ons, wie is die middel van ons aanbidding, wie is die middel van ons lewens. Ons gaan dit ook in die prediking hoor. Dis hierdie Here wat ons bevry. Kom terwyl ons so sit, kom ons sing dit saam. Middelpunt van ons verlange, U bring rus in ons gemoed. Jesus met ons dankgesange, loof ons steeds U liefde gloed. Op die diepe dorwe aarde, het U Heiland neergedaal, en vir elke skuld beswaarde, met U kosbaar bloed betaal. Jesus, al U angs en smeeking, eensaam in Getsemane, dit was liefdevol bereken, om ons ware rus te gee. Heer, U het gedruk deur liefde, self die kruis vir ons gedra, en U sterf die sondelose, in ons plek op Golgotha. Hy laat U pyl ons verlange, dieptepunt en verste vlug. Uit die soeke, twyfel, angste, lei U ons na God terug. U laat vind ons deur U lyding, ware vrede, ware rus. U gee ons met die bevryding, weer spontane lewenslus. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Kom ons amen, ons gaan sing skrifbereiding 17:1. Skrifbereiding 17:1 vers 1, 2 en 6. Wees nie besorg nie oor julle lewe, oor wat die harte neerwaarts trek. Wat sal ons eet? Waar vind ons laafnis? Wie gee die kleed wat ons moet dek? Is lewe en liggaam dan nie meer nie, as alles wat net kommer werk? Ons vra daai vraag en dan antwoord ons, aanskou die voëls in die hemel. Ons kyk na die Here se handewerk en hoe hy sorg. Sluit baie mooi aan ook by vanoggend se prediking en hoe die Here vir ons is. So kom ons staan, ons sing skrifbereiding 17:1 vers 1, 2 en 6. Wees nie besorg nie oor jou lewe, oor wat die harte neerwaarts trek. Wat sal ons eet, waar vind ons laafnis? Wie skaf die kleed wat ons moet dek? Is lewe en liggaam dan nie meer nie, as alles wat met kommer
Soek eers die koninkryk der hemele en Gods geregtigheid dan laat. Hy seën druppel uit die hemel vir elke dag die dag se maak, want elke dag dra self die sorge vir elke dag se nuwe kwaad. Terwyl ons so staan, Skrifbring 12:6 is ons geloofsbelijdenis vanoggend. God sal ek loof my lewe lank, ja, op my sterfbed sal ek dank, want hy verseker in sy woord dat ek nie aan myself behoort. So hierdie is 'n bereiding van die Heidelberg Katekismes Sondag 1, ek gaan dit nou aan die einde van die diens weer vir ons voorlees. Maar kom ons bely dit dan as ons geloofsbelijdenis volg. God sal ek loof my lewe lang, ja, op my sterfbed sal ek dank, want hy verseker in sy woord dat ek nie aan myself behoort. Dis Jesus Christus so getrou, wat my in sy beskerming hou, van Satan en sy heerskappy, het hy my met sy bloed bevry. My sondeskuld het hy betaal, my skuldbrief is nou deurgehaal. Ek hoort aan hom wat my bewaak, hy waak oor my tel elke haar. Geborge veilig weet ek staan, hy lei my waar die Vader wil, ook lyding, nood, gevaar en stryd, dien alles tot my saligheid. Hy maak my seker deur sy gees, ek sal vir ewig by hom wees. Ek wil vir Christus leef en werk, my hart bereid, gewillig sterk. Julle kan gerus sit. Kom ons verootmoedig ons voor die Here. En met verootmoedig beteken, kom ons onthou ons plek, en ons kom nederig voor hom, en ons onthou ons plek voor hom. Vanoggend doen ons dit aan die hand van Matteus 5, gedeelte wat julle nou al baie goed ken, wat ons weer gepreek het. Maar kom ons hoor wie is regtig geseënd. As die Here Jesus dan op die berg sy disippels leer, dan sê hy 'n bietjie later, as julle gehoorsaamheid aan die wet nie meer inhou as die van die skrifgeleerdes nie, sal julle nie in die koninkryk ingaan. En ons weet die skrifgeleerdes, die fariseërs, het die wet uit hulle koppe geken. Die ding is, wat maak ons met die wet van die Here? En hierdie seënbedes bring dit vir ons mooi na vore. Kom ons luister. Gelukkig is die armes van gees, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Gelukkig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Gelukkig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde erf. Gelukkig is die wat honger en dors na geregtigheid, want hulle sal versadig word. Gelukkig is die barmhartiges, want hulle sal barmhartigheid ontvang. Gelukkig is die wat suiwer van hart is, want hulle sal God sien. Gelukkig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Gelukkig is die wat vervolg word ter wille van geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Gelukkig is julle wanneer die mense julle om my ontwil beledig en vervolg en vals beskuldig van alles wat sleg is. Wees bly en jubel,
omdat julle beloning groot is in die hemele. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. Geliefdes, hier is die gevolge daarvan as ons disippels van God is en regtig agter hom aanbeweeg, en ons leer uit sy wil, as ek my stuur aan God se wet, dan noem die Here my 'n geseënde, want ek kom voor sy voete, en hy draai die wêreld op sy kop. Hy sê ek is 'n geseënde, wanneer ek volgens sy wil lewe. Mag ons dan hieroor ons gedagtes en ons harte oopmaak, mag ons ook weet, dat wanneer dit swaar gaan, as gevolg daarvan dat ons die Here gehoorsaam, dan is ons geseën is. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, is wonderlik dat ons ook vanoggend saam gaan bid. Gemeente, ook besoekers. U is ons koning. Na U kyk ons op. Ons weet waar ons op vandaan kom. Ons weet dat ons saam met U, wanneer ons U volg, in die middelpunt van die skepping en van die heelal van U koninkryk is. Nie oor wie ons is nie, maar oor wie U is. Ons weet, soos ons nou al deur die psalms, die pelgrimspsalms werk, weet ons dat dit U is wat ons ook weer reinheid van hart gee. Dat dit U is wat die leuns in onsself en om ons vir ons uitwys. Dat dit U is wat vrede in ons gemoed gee terwyl die wêreld oorlog soek. Ons is op reis. U is met ons op reis na die beloofde land, na die nuwe Jerusalem. Nou wil ons vra, Here, terwyl ons op reis is, leer ons en lei ons ook in hierdie oomblikke uit U woord. Mag die waarheid van die woord deur die Gees van waarheid hou vas kry in ons lewens, in ons gedagtes. Wees ons genadig, Here, soos ons by U voete sit. Amen. Liefdes, julle kan julle Bybels oopmaak by Psalm 124. Psalm 124, ek gaan weer vir ons uit die 2020 vertaling lees, maar volg gerus in die vertaling wat jy het. Voor ons saam lees, wil ek eers vir jou vra, van wie in hierdie lewe kan jy sê dat jy absoluut met sekerheid kan sê, hulle is 100% vir jou? Kan ons dit van die regering sê? Ek glo nie. Kan jy dit van al jou vriende sê? Kan jy dit van die mense sê wat vanoggend hier saam met jou in die erediens is? Kan jy 100% sekerheid sê, hierdie mense is vir my? Sou jy dit van jou ouers of jou kinders kon sê? Om te kan verklaar dat iemand vir my is, moet daar 'n verhouding, 'n geweldige sterk verhouding wees, sodat ek absoluut kan seker wees, ek kan vertrou, sodat ek totaal veilig by hulle kan wees. Net om perspektief te gee, nuwe lidmaat, jy kan nie so op my reken nie. Ek sou graag daar vir jou wil wees altyd, maar ek kan nie. So 'n verhouding kan net met God bestaan.
En as die Here, as God dan vir my is, hoe sal so lewe lyk? Vanoggend laat Dawid ons deur Psalm 124 diep oor hierdie saak dink. So ek wil hê lees saam met my. Maar in jou agterkop wil ek hê jy moet vir jouself dink, hoe lyk 'n lewe van iemand vir wie God daar is en jy weet dis 100% so. Hoe behoort so 'n lewe te lyk? Kom ons luister. 'n pelgrimslied van Dawid. As die Here nie vir ons was nie. Laat Israel dit sê. As die Here nie vir ons was, toe mense teen ons opgestaan het nie, dan het hulle ons lewendig ingesluk, toe hulle toring teen ons opbrand het. Kinderstoring, is woede, kwaad. Dan het die waters ons oorspoel, 'n stroom ons oorweldig. Dan het die tierende waters ons lewens oorweldig. Die Here moet geprys word. Hy wat ons nie as prooi aan hulle tande oorgegee het nie. Ons, net soos 'n voël, het ons ontvlug uit die net van voëlvangers. Die net is gebreek en ons het ontvlug. Ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Dit is die woord van die Here. Geliefdes, so Dawid vra hierdie vraag aan Israel. As die Here nie vir ons was nie. Dis asof hy die vraag omdraai, omdat Israel so maklik vergeet het dat die Here vir hulle is. Hulle het so maklik vergeet hoe lyk 'n lewe, waar ek absoluut seker is, God is altyd vir my. En dan stel hy hier 'n onmoontlike, en hy maak 'n onmoontlike moontlikheid. Hy sê, as. Want elke gelowige, ook elkeen in hierdie tyd wat sou hoor dat hy die vraag vra, sou sê, wat vra jy? Hoe bedoel jy nou? Is dit nie wat ek en jy as gelowiges graag sou wil bely en weet nie? God is vir my en daarom lyk my lewe so. Maar vat gou 'n oomblik, ek wil hê jy moet oor jou eie lewe dink. Ek wil nie ver terug te gaan nie, sommer net gister en eergister. As God vir jou is, as jy dit glo, dit wat ons nou bely, as God vir jou is, hoe behoort jou lewe te lyk? Hou dit in gedagte. As God nie vir ons was nie. Dawid gebruik hier 'n klompie sterk beelde om te verduidelik hoe dit vir Israel sou wees as God nie by hulle was nie, as God nie vir hulle was nie. Dis terselfdertyd ook baie toepaslik op ons tyd. So moenie nou net dink aan die verlede nie, hierdie Psalm kom sommer reguit in 2026 in. En hier is elke keer fisiese as ook geestelike gevolge vir die feit dat God vir ons is. Die eerste hoor ons, hy praat van warm woede. Mense se warm woede wat jou insluk. Charles Spurgeon, baie bekende teoloog, hy het geskryf dat wanneer iemand teen die kinders van die Here optree, wanneer hulle kinders van die Here haat, dan is dit 'n uiterste haat. 'n Geweldige woede, soos vuur wat brand en alles wil verwoes. Hierdie tipe woede het dikwels uitgekom wanneer die heidenvolke Israel wou verwoes. En veral as hulle met hulle geloof gespot het. Dink my hier Nehemia, ons het verlede week ook daarop verwys. Nehemia wat teruggaan om die mure te bou, en word met sy geloof gespot. Die hele God het dan toegelaat dat die stad omgeval het. En dan wil hulle oorlog maak, dan sê hulle wil vir Nehemia doodmaak. Dis 'n warm woede. Ons sien dit vandag ook. Almal moet verdraagsaam wees met mekaar. Behalwe die wat die verdraagsaamheid vra. Wanneer hulle kwaad is, dan mag hulle goed afbreek en klippe gooi en die wêreld onmoontlik maak om in te lewe.
Maar kom eens terug by ons teks, as dit nie vir God was nie, dan sê Dawid, sou Israel verdwyn het. En hulle het 'n goeie voorbeeld hiervan, want die 10 stamme het later verdwyn. Jy onthou, dis hoekom 'n mens jou kerkgeskiedenis moet ken, kinders, hoekom ek vir julle tydlyne leer. Die 10 stamme is in ballingskap weggevoer. Hier is ons so 721 voor Christus. En wat het van hulle geword? Hulle is ingesluk. Die hele heidenvolk, ons weet nie, hulle is weg. Hulle verdwyn tussen die mens wat hulle oorwin het. Maar God het die 2 stamme, die stamme van Juda en Benjamin, laat terugkeer, hy het hulle bewaar. En die rede daarvoor was, die Messias, Jesus Christus, moes uit hulle nageslag gebore word. So hy behou hierdie. Hierdie Jesus moes die gloeiende woede nie net van heidene nasies verdra nie, van die Romeine nie, maar van hierdie einste volk wie God teruggebring het en vir wie hy bewaar het. Die hy keer op keer gered het. Hulle woede moes hy ook aan die kruis dra. Dink hier aan, as dit nie vir God was nie. Broer en suster, dan sou ek en jy moes deurgaan wat die Here Jesus deurgegaan het. Dan was daar niemand in my plek nie, dan was dit ek en jy wat moes sterf vir my sonde. Die Here Jesus Christus is deur die dood en die graf ingesluk. Oor mense se woede, maar ook oor sy Vader, ons Vader se woede oor die sonde, jou en my sonde. Maar as God nie vir ons was nie, dan sou die evangelie nooit verder versprei nie, want die Here Jesus het opgestaan. Die evangelie sou nie in Afrika gekom het nie. Dan sou die wêreld die Here se kerk wou insluk in hulle interpretasie van wat sogenaamde liefde en regverdigheid is. Dis wat sou gebeur het. Ons sou nie vanoggend hier kon aanbid nie. Die tweede beeld is waters wat in vloed is en alles oorspoel. Nou Palestina is geweldig droog, herinner baie in ons eie klimaat en ons omgewing. Maar as dit daar in die berge gereën het, dan het die waters blits van dit by mekaar gekom, dit het nie sommer in die grond ingesak nie, dit het begin loop. En so 'n skielike stroom water kon alles ontwrig en groot skade aanrig. Ons ken ietsie daarvan in Namibië, as die riviere afkom, dan sien ons die toeriste wat nie weet nie, word daar gevang. Party inwoners ook, hulle wil net nie weer nie. Op daai selfde manier kom hierdie massa water net skielik op jou af. Jy het nie daarvan geweet nie. Jy is ontwrig. Dit rig groot skade aan. Vandaar sou die Jode dan mooi verstaan het as Jesus sê, bou jou huis nie op die sand in die lope nie, of in die rivier nie, maar op die rots langs die kant. Menige psalm sing daarvan dat God juist so 'n standvastige rots is, 'n rots by wie jy kan skuil, op wie jy kan staan, sodat niks my kan oorweldig. En dan lees ons verder, hierdie beeld oor water word al erger en groter. So nou was dit hierdie kitsvloed, en nou praat hy van tierende waters wat lewens oorweldig. Dink hier aan 'n tsunami. Net so naby waar groot massas water van ver kom en nie net ontwrig nie, maar totaal en al verwoes, wegvee. Hoeveel keer sou Israel nie daarvan kon getuig dat die Here hulle uit sulke verwoesting opgetel het en gered het? Toe hulle gedink het, is klaar met hulle. Hulle kon hulle self net herinner aan Noag en sy gesin, wat nie deur die massas waters weggevee is nie, maar vir wie God gered het. Dink hier aan, as 'n mens 'n prentjie wil hê, aan die Here Jesus Christus wat op die water na die disippels toe loop in die storm.
die water slie hom nie meer nie, hy skrik nie vir water nie. En hy tel vir Petrus uit die water uit op en sit hom in die boot. Dis hoe God vir sy kinders is. Op dieselfde manier is dit as dit vir jou en my voel dat ons aan die een kant hierdie onverwagse vloed kry. Iets tref my. Dit ontwrig my lewe. Of miskien dat jou lewe totaal en al weggevee is van hoe dit was. Miskien deur 'n trauma of deur siekte of deur my eie hardnekkige sonde, verkeerde keuses. Dan kan ons nog steeds weet, wanneer ek tog aan die geloof vashou, wanneer die Here my tog terugbring om saam met sy gelowiges vanoggend te aanbid. Dis ons God wat vir ons is. Dis hy wat my neerdra. En sy belofte in die woord is dat hy my geloof sal bewaar. Luister gou saam met my na Jakobus 1. My broers, julle moet bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom. Want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan, stel dit julle in staat om te volhard. Dit gebeur net as God vir jou is. Hierdie woordjie van wanneer allerlei beproewings oor jou kom, daai oor jou kom beteken, in die Grieks 2 beteken, die een is soos hierdie vloedwater wat skielik oor jou kom onverwags. Dit kom stamp aan jou. Maar die ander betekenis kan ook wees, jy val daarin. Nee, dis my eie sonde. Ook hierin moet die toets deurstaan. As die Here nie vir my was nie, sou ek nie kon nie. In die tweede gedeelte van hierdie Psalm roep Dawid nou hierdie geloofsreisigers, hierdie pelgrims op. Hy sê, ons moet God prys, God is prysenswaardig. Hoekom? Want hulle begin al hoe meer onthou, maar hy is regtig vir ons. Die lysie van wat hulle onthou raak al hoe langer. Hulle kan al hoe verder terugdink. Weer sterk beelde wat hy hier gebruik. Hy sê, in die eerste plek, ons is nie soos prooi verskeur nie. Het is nie uit mekaar geskeur nie. Omdat God by ons is, het roofdiere se tande ons nie verskeur nie. Dink gou saam met my, wat se Bybelse verhale kan jy nou dink? Waar God ingegryp het, baie fisies toe daar roofdiere was. Daniel, ja. Wie nog? Samson, ja, God het ingegryp sodat hy daai liedjie uit mekaar gehaal het, nee, hy het hom verskeur. Hierdie einste Dawid wat hierdie Psalm skryf, as hy by koning Saul kom, om vir Goliat te gaan aanval, sê hy, die Here sal my beskerm, want ek het al beere en leeu's doodgemaak. Hy het my beskerm daar by die skape, dit is sy getuienis. Nie Dawid, wat wil hy hierdie doodmaak? Daniel, omdat Daniel in die boventrek was en gebid het, omdat God vir Daniel is, hoor ons dat die leeu's hom niks aangeraak het nie. Maar vir interessantheid, wat gebeur toe met die ouens wat hom daarin wil gooi? Hulle word self daar gegooi, die Bybel sê so mooi, nog voor hulle voete grond geraak het, is hulle verskeur. Praktiese voorbeelde. Is Jesus verskeur? Is Jesus verskeur aan die kruis? Nee. Onthou wat het daar gebeur, dit het so gebeur dat die gewoonte wat hulle gehad het om iemand se bene te breek aan die kruis, het nie met Jesus gebeur nie. Kan jy onthou hoekom? Want hy het self sy asem uitgeblaas, hy het homself oorgegee in die dood. So fisies is hy ook nie verskeur nie. Maar hy gee homself gewillig oor en hy het opgestaan. En nou wat ons gepraat het van die insluk deur die dood en die graf, dit kon hom nie hou nie. Hy het opgestaan. Vir jou en my is hier ook 'n waarskuwing in 1 Petrus 5 vers 8. En hierdie skerp tande, lees saam met my. Wees nugter, wees waaksaam. Julle teenstander, die duiwel,
loop rond soos 'n brullende leeu, op soek na wie hy kan verslind. Satan is gevaarlik. Maar omdat God vir ons is, het hy die duiwel oorwin. En daarom is die beeld wat hier gebruik word, ons dink nie, hy is 'n brullende leeu en kan maak net wat hy wil. Die beeld hier is 'n leeu aan 'n ketting. Was 'n gebruik in daai tyd dat hulle leeu's aangehou het soos troeteldiere. Is sy tande nog steeds skerp? O ja. Kan sy kloue jou uitmekaar uitskeer? Verseker. Wanneer jy binne in sy sirkel ingaan. Wanneer jy te naby aan hom kom en nie hierdie waarskuwing gehoorsaam. Hy kan nie doen wat hy wil nie. So alhoewel hy my nog kan seermaak met sy slinkse planne, en alhoewel die wêreld ons liggame skade kan aandoen, kan Satan ons nie verskeer nie, want sy tande is getrek. Satan het geen houvas op ons nie. Hoor wat sê die Here Jesus hier in Matteus 10 vers 28 oor die feit dat die duiwel en die wêreld oorwin is deur hom. Moenie bang wees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Nee, vrees hom eerder wat sowel die liggaam as die siel in die hel kan laat vergaan. Op hierdie oomblik is dit die realiteit van baie Christene in Iran en in Gaza en in China en in Noord-Korea en in Eritrea en in Venezuela. Hierdie mense kan my liggaam doodmaak. Dis al. Die volgende beeld wat hy gebruik is, ons is soos voëls wat gevang is, maar vrygelaat is. Ons is nie meer gevang nie, ons is bevry, nog 'n rede om God te prys. Die beeld hier is dat jy gevang is. Maar hierdie net word oopgeskeur. Dink hier aan die voorhangsel wat van bo onderskeur. Die grafte wat oopgaan. Die hemel wat vir ons oopgeskeur is deur die Here Jesus se hemelvaart. Hier kan ons maar net dink aan hoeveel keer die Here Israel uit die mag van sy vyande bevry het. Vrygemaak. Dink aan Egipte, die uittog uit Egipte, later die ballingskap. Die twee stamme kan terugkeer. Hulle is bevry. Daar word selfs vir hulle reispad voorsien. Dis net God wat dit kan doen. Net so vang die soldate of die soldate van die sinagoge later vir Jesus in die tyd van Getsemane. Ja, en maak hulle hom dood. En maak hulle hom toe in 'n graf. Maar nog mense, nog die dood, en ook nie die graf kon hom daar hou nie. Hy het opgestaan. Die net is geskeur. Baie prakties, broer en suster, jou en my sonde is die net waarmee Satan in die wêreld vir jou en my wil vashou, terughou. Dink hier daaraan. Elke keer wat ons onthou dat God vir ons is, ja, dat Jesus so vir my is, dat hy vir hierdie sonde van my gesterf het, dan kan ek glo die net is gebreek. Dan is ek soos 'n voël wat kan wegvlieg. 'n Voël wat weet wat vryheid beteken. Die ergste sou wees, broer en suster, dat as jy soos 'n voël in 'n koutjie jare en jare daarin vasgesit het en die hekkie word oopgemaak en dan nie weet wat om te doen nie. Dan in die koutjie bly sit. En hier die vryheid wat die Here jou gee in dit. God moet geprys word want hy het ons bevry. Ons het begin deur te sê saam met Dawid, as God nie vir ons is nie, kom ons sluit af deur te sê, as God vir my is. As God vir my is,
Wat moet my reaksie wees? As ek weet dat God wel vir my is en dat hy dit nog altyd was, hoe gaan ek reageer? En nou kom ons by die laaste vers, ons kom by 'n gebed wat ons reeds in Psalm 121 gehoor het. Maar hierdie keer, met 'n nog dieper betekenis daaraan. Jou en my geloofsverklaring behoort te wees, saam met Dawid as hy skryf, saam met Psalm 121, my hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Hoe gereeld sê jy dit? Hoe gereeld verklaar jy dit? Ek weet nie wat om te doen nie. Dis asof daar vir my geen hoop is nie. Hierdie is net te erg. Nee, ek kan nie klaar nie. Ons is mekaar goed, kan nie klaar nie. Jy kan. Met jy na hom toe gaan wat jy weet, jy kan help. Wat staan in die vers? My hulp is in sy naam. Dis in wie hy is, die naam bo alle name. Vader, Seun, Heilige Gees, die verbondsgod, die God van die heelal, die God van die leerskare, noem sy name op. Ook in die naam Jesus. Waar is my beleidingsklas dat ek julle ook kan sien? Wat beteken Jesus? Verlosser, nee? Jesus, verlosser, Christus, gesalfde, nee? Jesus verlosser, Christus, dis in sy naam, die een wat sou kom, om my vry te maak. Hemel en aarde is syne, aan wie hemel en aarde behoort, hy met sy hande en met sy mond het hy alles geskep. Wat beteken dit prakties vir jou? Geen woede, maak nie saak hoe warm dit is nie. Geen vloede, geen tande of nette kan iets aan my siel doen nie. Ja, dit kan en dit sal iets aan my liggaam doen, dit is 'n sondige wêreld, maar kan niks aan my verlossing doen nie. Hoekom? Want God is vir my. So my praktiese vraag vir jou is, as God dan vir my is, wat dan? Hoe sal my lewe lyk? Soos dit nou lyk? Lyk my lewe soos iemand wat weet God is vir my? Van waar gaan jy nou, môre, en in die moeilikheid jou hulp verwag? God is vir jou, geliefde. En hierdie woordspeling, God is vir my, kry ons in die woordjie Immanuel. God met ons. Jesus Christus is Immanuel, God met ons. Hy is vir my. Mag dit waar wees in hoe jy en ek in ons lewe reageer op die lofprysing. Wil jy ons moet afsluit met dit wat ek en jy nou gesing het, in die monde van die opstellers van die Heidelbergse Katekisme Sondag 1. Dit is jou en my belydenis. Hoor, wat is dit wat ek en jy bely? Die vraag vra, wat is jou enigste troos in lewe en sterwe? Van wie gaan jy jou hulp verwag of jy nou lewe of jy sterf? Ons bely dat ek met liggaam en siel in lewe en in sterwe nie aan myself behoort nie, maar aan my getroue saligmaker, Jesus Christus. Wat bely ons verder? Hy het met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal en my uit alle heerskappy van die duiwel verlos. Ons bely verder, hy bewaar my op so 'n wyse dat sonder die wil van my hemelse Vader geen haar van my kop kan val nie. Alles moet inderdaad tot my saligheid, tot my redding dien. Daarom verseker hy my ook deur sy Heilige Gees van die ewige lewe en maak hy my uit my hele hart gewillig en bereid
om voortaan vir hom te lewe. Kan julle hoor wat maak dit? Hy maak my gewillig en bereid om nou vir hom te lewe. My vraag is, broer en suster, aan die einde hiervan is jy vir God? Want hy is vir jou. Amen. Voor ons lief en leed doen, gaan ek eers geleentheid gee vir stil gebed. En in hierdie gebed herinner jouself daaraan wat God vir jou is. Kyk bietjie na jou eie lewe, wat is dit wat jy vir God moet vertel oor jou lewe? Sou jy nou kon verklaar, en Here, ek is vir U. Ek gee so 'n oomblik. Hemelse Vader, wat 'n gedagte om daaraan te dink, U is vir my. Daarom moet ons U prys. Nie oor ons nie, maar dat U is die skepper van die heelal. Die gewer van alles wat goed is, die regverdige. Dat U kies om by ons te wees, om vir ons te wees. Ons verdien niks daarvan. En tog is dit hoe U met ons maak. Op hierdie geloofsreis, saam met hierdie pelgrims, reisigers, is ons nie alleen nie. Ons dink aan Psalm 23. Die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. Elke tree is U met my, totdat ek die laaste asem uitblaas en aan U tafel kan gaan aansit. Hoe is dit moontlik dat U vir iemand soos ek wil wees? Here, ons bely ons sonde. Ons bely dat ons dikwels nie in ons lewens en met ons woorde en gedagtes sê dat ons vir U is nie. Bring ons tog tot 'n praktiese belydenis. Die uitleef van ons geloof. Maak dit vir ons duidelik, hoe lyk die keuses wat ek op hierdie oomblik in my lewe maak? Lyk dit soos iemand wat vir God is? Here, as ons vir U is, dan moet ons tog 'n begeerte hê na U woord. Ons moet begeerte hê om hier saam met gelowiges by mekaar te kom. 'n Begeerte om U te aanbid en te prys. Ons wil eerlik voor U sê, Here, ons lewens skiet ver te kort. Mag ons tog nie gemaklik raak daarmee nie. Help ons onthou dat ons uit die vangnet uit is, ons is bevry. Help ons, Here, dat ons sal, soos vry mense sal lewe, vry om U wil te doen, soos U in U woord gee. Ons bid vir ons lidmate wat nie vanoggend hier kan wees nie, hulle wat op reis is, siek is, noodgedwonge moes werk. Ons dra ook hulle nie op vir hulle gehoorsame lewens aan U. Mag daar lofprysing by hulle wees, omdat hulle weet U is vir hulle. Ons dink aan Marina en Julian,
wat nou in 'n nuwe plek is, 'n nuwe begin, nuwe mense, ook maar die uitdagings daarvan. Mag die geloofsgemeenskap daar ook om hulle kom en hulle verseker God is vir hulle. Ons is dankbaar vir die geboorte van kleinkinders. Ons is dankbaar vir die stemmetjies wat ons hier hoor. So gaan U verbond voort. Mag ons as ouers en grootouers en gemeente ook ons verantwoordelikheid teenoor hierdie kinders nakom. O Here, hierdie oorlog en die oorloë oor die wêreld is verskriklik. U sê geseënd is die vredemakers. Hiervoor wil ons dan bid. So wil ons dan praat, oral waar ons kom, soek die vrede van die Here. Ons bid vir die kinders wat in hierdie oorlog vasgevang is. Mag hulle getuienis helder en duidelik wees oor vir wie hulle is en wie vir hulle is. Ons bid ook vir hulle wat vervolg word, vir dit wat ons glo. Hulle wie se lewens vanoggend in gevaar is, omdat hulle onverskrokke en dapper steeds by mekaar kom, al is dit onwettig. U steeds lofprys, al word hulle verbied. Sterk hulle, Here. Mag hulle daaraan vashou dat mense net in hulle liggame iets kan doen, maar niks in hulle siel nie. En selfs hierdie liggaam, wanneer hy vergaan, wanneer hy verskeur is, het ons die belofte, ons gaan saam met U opstaan en 'n verheerlikte liggaam kry. Hou ons oë op U gerig, soos ons verlede week gehoor het. Here, ons oë op die hand van ons eienaar. Maak ons nugter en waaksaam, sodat ons kan sien waar ons vyand ons in sy lokval wil lei. Dankie dat U ontlaat oor dit. Ons hoef hom nie te vrees nie. Lei ons as gemeente, Here, in ons beplanning en in ons gehoorsaam wees in hierdie week oral waar ons gaan, as ons nie so by mekaar is nie, maar uit mekaar gaan, daar waar ons werk, daar waar ons speel, waar ons rus. Mag ons die mense wees wat goeie nuus bring. God is vir jou. Ons bid dit in die naam van Immanuel, Jesus Christus, God met ons. Amen. Daar is nou geleentheid vir liefdeeend. So vir ons besoekers, ons het so onder die diens het ons bydrae vir barmhartigheid. Dus om vir hulle te sorg wat bietjie behoeftig is, of wat nie ons kan bystaan. Is daar enige ander meelewing wat julle dalk met ons wil deel? Ons bring vele groete ook van ons lidmate wat in Paraguay bly. Ons is besig om 'n franchise daar te stig. Ons het verlede week het ons vir die gebedsgroep vir hulle gebid vir reën en my sussie het laat weet dat dit by hulle gereën. So, sommer net dat julle weet, hulle leef ook so met ons mee. Hulle sal waarskynlik so 12 uur ons tyd, 12 uur in ons tyd, skakel hulle in die diens, dit is nog stokdonker daar. En skakel hulle in, hulle sê ook dat jy vir julle meelewe. Ons gaan nou sing skrifbreiding 2:2. 2:2. Die Here is God, 'n een Heer, nie? Is die enigste Heer, die Here is God en niemand meer. Erken dit, alle volke.
Kom ons sing hartlik hierdie 2 verse, Skrifgedeelte 2 vers 1 en 3. As jy kan staan gerus, dan bly jy ook staan vir die uitstuurseën. Die Heer is God, een geheer. Die Heer is God en niemand meer. Erken dit alle volke. Van waar die sonlig smorens blink, tot waar dit in dieper bersink. Van sag deurglansde wolke. Die Heer is God, want hy formeer die dag en nag wat wend en keer na sy verordeninge. Hy bring die heil en onheil voor. Al luister na sy almagswoord. Die Heer doen al die dinge. Stuur God ons sy Ekskuus, dit is vers 3, Weer hom wat met sy maker twis, wat waar hy net 'n potskerf is, Gods weg met hom gevraag het. De werke nietigheid, kan dit sy maker nooit verwy, dat hy hom so gemaak het. Maar nie ons buig goedmoedig neer, ons wil die hoë hande eer, wat ons so toeberei het. Ons in die hande altyd stel, as kinders hierdie werk vertel, waardeur U ons verbly het. Ons gaan nou die seën van die Here ontvang, en dan gaan ons amen met die laaste vers van die 393 waarmee ons begin het. Vers 4. Geliefdes, die God van vrede, wat vrede gee en wat Jesus uit die dood teruggebring het, sal julle toerus met alles wat julle nodig het, sodat julle sy wil kan doen. Hy sal deur Jesus Christus in julle tot stand bring, dit wat vir hom aanneemlik is. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Heer in liefde wek U liefde, U kom met ons voorbegin. U laat groei in ons die visie van 'n nuwe lewensin. U skenk nuwe inspirasie om te bid, te volg, te dien, middelpunt van ons verlange. U het rus aan ons voorsien. U kan gerus sit.